Goeienaand almal en welkom by Woordskool. Ons is besonder opgewonde veral in die gedeelte van Hebreërs waar ons nou is. Walter, baie welkom. Dankie Lucia, dis lekker om saam met jou te kuier en saam met elkeen van julle die woord te deel. Welkom, dis lekker dat julle hier is. So, kom ons klim onmiddellik. Nee, voordat ons by die woord uitkom, kom ons maak die oor toe. Here, dankie vir u openbaring. Heilige Gees, dankie dat u deur die skrif beweeg en Here, laat u lewendig raak vir ons. En Here, dankie dat u vir Wouter se lippe ook salf en sy gedagtes salf, Here, en laat u deur hom beweeg sodat hy die woord ook vir ons op 'n nuwe manier en op 'n vatbare manier kan oopbreek sodat ons dit kan inneem. En Here, dankie dat hier 'n kosbare gedeelte van die boek van Hebreërs is en ons is bitter opgewonde. Ons het baie lief, Here Jesus. Amen. 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 Nou ja, ek sien daar's nog so 1 of 2 ouens, Freek vra op die WhatsApp groep of die woordskool al aan die gang is. Ja, Freek, ons is hier, ek hoop jy's op. Maar ek sien daar's nog so 1 of 2 ouens wat opklim. Man, Lucia, dis lekker om in hierdie vas en gebedtyd saam met jou te kan tyd spandeer. Ons was vandag, het ons mekaar daar gesien, want ons is nou, ons president het nou gesê, ewe skielik is ek en jy essential. Ja. Ons nie gedink ons gaan essential wees. Die enigste kind. Ek is net by die vingers getik, want mense moet die regte goed sê, ons bied essential services, maar ons is nie essential, ek weet nie, ek kry dit 'n bietjie verkeerd, so ek is baie versigtig om te sê, maar ek weet ons is nie so bad nie. Dis 'n goeie. Ons is vanaand, ja. En kan ek net sê, want almal vra, wanneer kan ons by mekaar kom? Hoekom kan ons nie vanaand by mekaar gekom het? Dis eers van die 1 Junie af, die mannegroep wil sommer môreoggend by mekaar kom, te sê van die 1 Junie af, so laat ek dit net weer bevestig. Ons gaan alles reg probeer doen. Ons wil graag alles so veilig as moontlik doen. Ons het nog nie 'n idee wat mag kerke doen en wat mag hulle nie. Daar's al 100 vrae. Ons probeer kyk hoe gaan ons na die beste van ons vermoë die 7de Junie kerk hou. Die 31ste Mei gaan almal nog steeds by die huis wees. Ek neem daai diens op en ek stream dit vir julle. Maar ons kan ongelukkig nie die kans vat om by mekaar te wees nie. Nou sê mense, ja, maar dis 'n nasionale dag van gebed, ons moet saam wees. Nee. Dis van die 1 Mei af en ons gaan dit reg doen. Ons gaan ook nog nie die band, ek sien van die kerk kry hulle band sommer saam en dan sing almal op die verhoog. Ons mag nie dit doen nie. Ons is op die plek waar ons graag die goed reg wil doen en daarom gaan ons kyk hoe gaan ons op die 7de Junie almal kan bedien, hoe ons ook al. Ons is besig om aan 'n plan te werk. Môre is daar iemand wat nou vir ons meer detail, 'n minister of iemand wat vir ons meer detail oor al die besonderhede gee. En dan kan ons ingeligte besluite maak oor hoe ons julle gaan bedien en hoe die 7de Junie se erediens gaan werk. Terwyl ek praat oor reg doen en verkeerd doen, kan ek net sê, daar was vandag 'n ding op die woordskool se WhatsApp groep. As jy goed deel wat nie korrekte inligting is nie, maar dis 'n conspiracy theory wat jy ergens gesien het en jy hou daarvan en jy wil dit deel. Wees net versigtig dat as jy dit deel, kan jy in die tronk opeindig. Nou so, Dot sê, oranje is nie al kleur nie. Ek wil jou waarsku, moenie sekere goed deel nie. Los eerder die share button. Kyk die ding, as jy daarvan hou, sê, wow, dis interessant. Maar moenie ander mense met dit bemoei nie. Wees versigtig daarvoor. So ek wil dit net weer beklemtoon en ek wil regtig vir julle beroep doen dat ons woordskoolgroepie, WhatsApp groep nie elke maatjie vir 'n praatjie groepie is nie. Dis nie waarop ons allerhande gemors van COVID en conspiracy theories en 'n skrifgie en 'n prentjie. Ons het met mekaar ooreengekom. Dis nie 'n skrifgie, prentjie en video liedjie
speelgroepie nie. Ons deel daar met mekaar net informasie. So ek wil nie raas nie, maar ek wil net sê, ouens, kom ons hou daarby. Dis 'n groep wat vir ons gemaklik is. Ons het baie groepe, so kom ons hou by hierdie reëls vir die groepe asseblief. En Lucia, ons is by Hebreërs 10 vers 1. Ja, so 'n incredible wonderlike gedeelte. Hebreërs, ek dink aan daai ding wat ek en jy vandag oor gesels het, is it's all about Jesus. Die hele boek van Hebreërs gaan Jesus. Dit is so mooi. En ek dink nie ons kan by vers 1 begin van hoofstuk 10 as ons nie weer daai mooi gedeelte gelees het in vers 28 as die einde wat sê hierdie keer sal hy verskyn om almal wat gretig na sy koms uitsien finaal te verlos. Man, wat 'n uitsien, wat 'n vooruitsig dat ons met hoop skree Maranatha, kom Jesus kom. Ons sien uit na die verlossing van wat kom, nie net die verlossing van sonde nie, maar ons uit die verlossing uit hierdie wêreld uit in 'n nuwe wêreld in. So in daai lig skryf die skrywer van Hebreërs dan verder. Dan sê hy vers 1 van hoofstuk 10. Die offerstelsel onder die wet van Moses is maar net 'n skadubeeld van die goeie dinge wat sou kom, nie 'n lewensgetroue weergawe daarvan nie. Nou, hy sê hierdie ding oor en oor, soos 'n refrein. En ek dink, dis vir hierdie ouens wat in die Joodse godsdiens wonder, ja, maar as die Joodse godsdiens nie beter as die Christendom nie. En ek dink, om dit mooi te verduidelik, is dit soos, as jy 'n fliek wil kyk, ek weet nie of jy al 'n fliek gekyk het nie, ek het nou onlangs daai baie interessante fliek van 1917 gekyk. 1917 is die fliek se naam. Baie goed, want dis twee ouens wat net in 'n lyn hardloop en hulle het 'n unieke manier gehad om dit te verfilm. En ek het die bietjie van die making van dit gekyk en die trailer van daai hele fliek gekyk. En toe kan ek nie wag dat die fliek uitkom. En toe is dit lockdown en toe gaan kyk ek met die fliek nie en toe verskyn hy gelukkig op TV en nou kon ek hom kyk. Maar as ek sou oor en oor die trailer kyk of die make of the movie kyk, die lusmaker om die fliek te kyk. En die fliek verskyn. Sal dit dan maar baie stupid van my wees om te sê nee, wag, ek gaan nie die fliek kyk nie, want ek kyk die lusmaker oor en oor. Ja. Wie doen dit? Wie doen dit? Verstaan, en dis wat hy sê, oor die Ou Testament, met die wette en die tabernakel en die offers van bloed en dit en dat, dit was die trailer van die actual fliek wat kom, daar's beter wat kom, daar's iets nicer wat gaan opdaag. En dis wat hy besig is om te sê. Hy sê, die offerstelsel onder die wet van Moses is maar net 'n skadubeeld van die goeie dinge wat sou kom. Man, as daar nou al 'n eufemisme was, dan is dit van die goeie wat sal kom. Hoe wonderlik is die goeie wat sal kom? Dan sê hy, nie 'n lewensgetroue weergawe daarvan nie, dis net is 'n tacky trailer van wat sou kom. Die offers onder die ou stelsel is oor en oor herhaal, van jaar tot jaar, maar hulle kon nie die wat hulle gebring het nooit heeltemal reinig nie. As die offers dit wel kon gedoen het, sou die wat aanbid het, nadat hulle eenmaal gereinig het, geen skuldgevoelens meer oorgehou het nie, en sou hulle mos opgehou het om offers te bring. Nou hoor mooi, hoe vuil die trailer, hoe vuil die Ou Testamentiese skadubeeld van die ware. Waar misluk hy? Hy misluk eerstens in dit moet oor en oor gebeur. Daar's 'n rede vir oor en oor, ek kom nou daarby. Dit kon nie heeltemal reinig nie, dis nooit heeltemal ten volle reinigend nie, 'n rede vir dit, ek sal nou daarby kom. Maar die derde ding hoekom dit misluk is,
want dit vat nie jou skuldgevoelens weg nie. Dis nie gemaak om jou skuldgevoelens weg te vat. Ek weet nie van jou nie, maar ek wil nie in 'n godsdiens wees nie, waar hulle jou met 'n skuldgevoel die hele tyd laat rondloop nie. En dis wat Judaïsme is. Dis wat die Joodse godsdiens vandag nog is. Dis wat Islam is, by the way. Besef jy, ons het 'n godsdiens wat in sy design, in sy DNA het ons 'n godsdiens wat ontwerp is om jou nie meer 'n skuldige gewete te gee nie. Hoe ongelooflik fantasties. En anders as al die ander godsdienste is dit. Ons hoef nie 'n skuldige gewete te hê nie. Net dit is al klaar net wonderlik. Nou sê as die offers, vers 3, maar nou gebeur net die teenoorgestelde. Hierdie jaarlikse offers herinner julle juis jaar na jaar aan julle sondes. Nou sê hier 'n interessante ding vers 4, want die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik die sondes wegneem. Ja. Maar kan ek jou net weer wys? Ek dink ek het laasweek gou daarmee afgesluit, maar kan ek jou net weer wys? Vers 22 sê aan die einde van vers 22. Sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis van sonde plaas nie. So hy sê, dan moet bloed wees, dan sal sonde vergifnis. Maar nou sê hy in vers 4 van die volgende hoofstuk, nou gaan die argument verder, en nou kom hy by 'n punt, en nou sê hy, die bloed van bulle en bokke kan onmoontlik jou sondes wegneem. Nou, hoekom gee mens dan bloed van bulle en bokke in die Ou Testament? Hoekom het hulle dit dan geoffer? Wat's die use? Die argument is, die bloed van bulle en bokke was nooit ontwerp om jou sondes weg te neem nie. Dit was ontwerp om jou 'n prentjie te wys van iets wat kom, die Messias wat sy bloed vir jou gaan vergiet. En jy moes in die prentjie glo, nie in die bloed van bulle en bokke nie. As jy die bloed van bulle en bokke geoffer het, dan moes jy sê, Here, dankie dat daar eendag 'n Messias vir my gaan kom wat sy bloed vir my gaan gee en my finaal gaan skoonmaak. Nie, Here, dankie dat hierdie bloed my skoonmaak nie, want hierdie bloed het hulle nie skoon gemaak nie. Vang jy daai ding? Maak dit sin? Absoluut. So, ek kry hulle so jammer om net met die prentjie te sit, sonder die ware ding. Sonder die ware, en ek besef, wow, hoe moes hulle vir 1000 jaar na die prentjie kyk en wonder, hoe gaan die realiteit werk? Ons sit en ons kyk terug en sê, okay, dis hoe die realiteit gewerk het. Jesus se bloed is die bloed, nou hoef ons dit nie meer te doen. En dis wat die skrywer van Hebreërs vir hulle probeer tuisbring. Want skus, iets wat nou eintlik vir my uitstaan is jy moet hulle eintlik admireer vir die feit dat hulle nog steeds aangehou het met dit, want al wat dit eintlik gedoen het op hierdie stadium is hulle herinner aan hulle sondige dade. Soveel so dat hulle, ons het vroeër op ons nog gelees, waar hulle kan nie wag om die offers te bring, laat die hoëpriester net kan ingaan en hopelik terugkom, en dan weet hulle, yes, ons hou nou 'n party, en dan gaan dit goed, maar om dit elke jaar te doen, en nog steeds te sit met daai, dit voel so doelloos. Ja, en ons moet besef, net die bloed van 'n mens kon jou skoonmaak. Net die bloed van 'n mens kan 'n mens se sonde skoonmaak. Die bloed van 'n bok en 'n bul kan seker die sondes van 'n bok en 'n bul skoonmaak. Dis al. Maar nooit was dit gedesign, was dit so bedoel dat die bloed van bokke en bulle ooit mense se sonde, jy kan nie laat daai goed soos sonde, die mense sonde skoon was. 'n Mens moes vir 'n mens sterf. En daarom moes daai bloed van bokke en bulle wys dat oor die eendag gaan 'n mens hierdie prys kom betaal. Hoe mooi.
Daarom het Christus, toe hy hierdie wêreld ingekom het, verklaar. Hoorie, diereoffers en graanoffers is nie wat u wou hê nie. Dis nie die punt nie. Dis nie wat u regtig wou hê nie. Maar die liggaam wat u vir my voorberei, eintlik die liggaam is wat u wil hê. Nou gaan hy aan, hy sê, ek wil nou terugkom na daai stukkie toe, maar hy gaan aan, hy sê, is nie tevrede met brandoffers of sondeoffers nie. Toe het ek gesê, kyk, ek het gekom, o God, om u wil uit te voer. So staan dit in my skrif, van my in die skrif geskryf. Met ander woorde, u wil nie offers van bloed hê nie, u wil my hê. Sê daar stuk. Maar kom ek gaan net eers na vers 5 se einde toe. Baie interessante stuk. Dit is 'n stuk uit Psalm 40 vers 7 tot 9. Sal jy vir ons Psalm 40 kan lees, Lucia? Het jy Bybel daar by jou? Toe maar ek het een. Psalm 40. Is jy gemute? Here. Ek is nou ge-unmute. Okay. Ek sal hom vir jou kry. Wat se vertaling het jy? Ek het nou die telefoonvertaling. Psalm 40 vers 7. Vers 7. Right. Dis daai quote wat hierdie skrywer nou aanhaal, né? Luister mooi. Dit wat ons in vers 5 het, is hy nou besig om aantaal uit hoofstuk 7 uit. 40 vers 7. Slagoffers of graanoffers wil u nie hê nie. U het my in staat gestel om te luister. Brandoffers of sondeoffers het u nie nodig nie. Net daar, stop net gaan. Nou daai, daar's iets wat ons mis in die vertaling. Ek wens ons het nou 'n hele klas voor ons gehad, dat ek kan sê, blaai, gou na iemand wie 'n ou vertaling. Want die ou vertaling sê daar, so mooi, hy sê... Die 53? Ja. Okay, staan by. 53 sê, u het geen behaag in slagoffers of spysoffers nie. Ore het u vir my gegrawe. Brandoffers en sondoffers. Stop net daar. Sien jy, spot the difference. Het jy al daai speletjie gespeel van spot the difference? Ja. Jesus speel, dan moet jy die kringetjie onttrek waar die verskil is. Jy spot the difference. Waar's die difference? Die ore gedeelte. Ja. Goed. Hy sê hier in Psalm, Here, maak my ore oop. Maar in hierdie aanhaling sê hy diere en graanoffers is nie wat u wou hê nie, maar die liggaam wat u vir my voorberei. Nou praat hy van 'n liggaam, maar in Psalms praat hy van ore. Hoe nou? Nou die interessante is wat hier gebeur is, die skrywer van Hebreërs skryf vir Griekse Jode. Hulle is in 'n Griekse kultuur vasgevang, maar hulle is Jode. So hulle is ten Grieks sprekende Jode, en hy skryf hy quoteer die Septuagint, die Griekse weergawe van die Ou Testament. Hy haal nie die Hebreëse weergawe van die Ou Testament aan nie. Wat baie interessant is, hy vat hulle eie Bybel en hy gebruik hulle Bybel om iets te quoteer. Nie, kom ons sê sy Bybel nie. Ek kan nie sê dit is sy Bybel, maar kom ons sê die Hebreëse oorspronklike Bybel nie. Hy vat die Griekse alledaagse Bybel en hy quoteer dit. Wat nogal vir my interessant is, want dis so eintlik so 'n bietjie, ek het so 'n pet irritasie wat elke nou en dan uitklim oor ouens wat sê nee, maar jy moet die Here se naam reg uitspreek, dit moet Yahushua wees en ek weet nie wat alles nie. En nou dink ek, luister my maat, as jy Yahweh mag jy nooit uitgespreek het, by the way, niemand weet nie eers of dit Yahweh is nie, dis heeltemal 'n ander issue, maar kom ons gaan net na Yeshua toe. As jy dink dat die God van wat liefde is, nie vir jou gaan luister nie, omdat jy sy naam verkeerd uitspreek, maar jou kind kan dalk nie eers jou naam reg uitspreek nie, of nie eers pappa sê nie, maar net sê
en jy jou hart smelt. As ek met mense van 'n ander kultuur werk en hulle noem my Wota, daar's so 'n groep Zambiese pastore saam met wie ek op 'n stadium gewerk het en hulle het my Wota genoem, dan smelt my hart. Ek sal enigiets vir hulle doen. Ek was lief vir daai ouens. Ek sal enigiets vir hulle doen. Toe hulle my Wota genoem het, sharp met my. Hulle het my naam gespel W-O-T-A. Maar ek het geweet, dis ek, Wota, dis my naam. En as hulle nie my naam uitspreek nie, is ek nie soos in, luister, ek gaan nie vir jou luister nie, want jy spreek jy my naam uit. As ek nie so is nie, maar genade en agting en luister, dit gaan oor jou hart, hoe jy my benader, nie wat jy en hoe jy my naam uitspreek nie. Hoeveel te meer nie die God van die heelal wat tale gemaak het en elke taal in sy diepte ken. As ek vir hom Jesus sê en nie die regte uitspraak van Yeshua nie, wat by the way, niemand weet hoe dit uitgespreek was nie. En hier's 'n ander vraag. Moet ons hom in Hebreëus aanspreek, hierdie Yeshua ouens, of moet ons hom in Aramees aanspreek? Want jy sien, hy was eintlik Aramees en Grieks sprekend, by the way, soos ek Afrikaans en Engels sprekend is. Of moet ons hom in sy oorspronklike Hebreëse naam uitspreek? Dis soos om vir my te sê, hoor, jou naam is nou Wouter, maar eintlik moet jy die Hollands van jou naam kry om dit reg uit te spreek. En dis soos as iemand oor 2000 jaar van nou af oor my praat en my Wouter nie, maar sê hulle no. Jy moet die Hollandse Walter, jy moet daai snert man. Ja. En ek dink ons mis dit. Ons weet nie eers hoe was Jesus se naam regtig uitgespreek nie. Dis die beste bespiegelings en al hierdie Yeshua, Yahweh ouens wat my so kan irriteer, het net bloot bespiegelings. Dis nie akkurate feite nie. En daarom dink ek, daar's niks meer verkeerd om te sê Jesus nie. Luister, ek sê nie Isis of ek weet nie, ek het al snaakse teorieë gehoor van wat se gode ons aanbid as ons. Luister, ek het 'n verhouding met die lewendige God en ek kan hom enigiets noem, maar ek noem hom in dit wat my ma, my pa my in liefde geleer het om hom te noem en daarmee gaan ek aan en ek dink nie daar is fout daarmee. So, een van my pet irritasies, sorry, dit klim elke keer nou en dan uit. Hoekom het ek hierheen gegaan? Ek is nou weer op 'n rabbit trail hier af, maar ek spesiaal dit was 'n goeie trail. Ek het gedink, ek wonder hoe gaan hierdie goue draadjie deurgeweef word na vers 7 toe. Maar dis ek het afgedwaal, maar kom ons kom terug by vers 7, want hy is besig om die Griekse weergawe van die Hebreëse teks te gebruik. En in die Griekse weergawe het hy die Griekse weergawe interpreteer dit, soos enige goeie vertaling doen. Ek het al vir die woordskoolouens verduidelik dat enige vertaling is eintlik 'n klein bietjie interpretasie van die oorspronklike Grieks of Hebreëus. Nou hier interpreteer hierdie Griekse vertaling die Hebreëus. En dan sê die Septuagint basies, waar hy sê, jy moet jou ore laat deurboor. Dier en graanoffers is nie wat hy wou hê nie, maar dat jy jou ore deurboor. Jou ore oopmaak. Maak oop jou ore. Het jy dit al ooit vir jou kinders gesê? Maak oop jou ore. Dis staan in die oorspronklik, maar eintlik sê jy, hey, kom by met jou hele lyf. En dis wat die ouens in die vertaling klik, hy sê. Die ander deel, die agterkant van hierdie hele storie is, as jy 'n slaaf was, en jy kan net vir maksimum 49 jaar 'n slaaf gewees het in Israel, partykeer minder, tot wat die jubeljaar kom, en dan is jou slawerny op 'n einde. En dan is jy klaar, jy is nie meer 'n slaaf nie, maar jy hou so van jou meester vir wie jy werk, en hy sorg so goed vir jou, en jy besef, hoorie, sonder my meester, gaan ek nie kos hê nie, en het ek nie ander werk nie, miskien moet ek net ander werk vir hom, dan word jy 'n vryslaaf, 'n slaaf wat op jou eie vrye wil nou jou meester se slaaf is. En hulle noem dit 'n bondslaaf, 'n vryslaaf, 'n slaaf wat homself oorgee aan sy meester.
En om te wys dat hy homself oorgegee het en hy gehoorsaam is aan sy meester, gaan staan hy teen die kusyn. Dan vat sy meester 'n els en dan druk hy 'n gat deur sy oor. En 'n ou met 'n gat in sy oor in Israel beteken hierdie ou is 'n slaaf wat homself vrywilliglik onderwerp het aan sy meester. Ek het hierdie al vir julle vertel, maar in die beginjare van my Christendom het ek dit ernstig oorweeg om 'n gat in my oor, 'n groot gat in my oor te maak. En gelukkig het ek daarteen besluit, ek's kleinserig 1, 2, ek dink nie kultureel met al die Afrikaners gaan dit so goed afgegaan het as ek nou met 'n gat in my oor gesit het nie. Maar daar's iets van ek het iets geklik toe ek jong was oor, Here, ek wil 'n bondslaaf van U word. Here, maak my ore oop en kan ek 'n gat in my oor maak om vir U te luister. En toe die Here my gelukkig gestop en gesê, "Wou, hierdie is 'n geestelike ding, nie 'n fisiese ding." Ek wou 'n klomp sulke stupid gedoen. Ja. Baie keer sien ek mense wat tatoeëermerke en allerlei, ja. Baie keer sien ek jong mense dan dink ek, iemand moes net vir jou gesê het, wag net 3 maande voordat jy daai ding deurvoer. So, wat hy hier met ander woorde sê is, om jou oor te deurboor, om gehoorsaam te wees. Oor deurboor is gehoorsaam, is oorgee. Net oorgegewe mense is gehoorsaam. Net ouens wat hulle hele liggaam gee, is gehoorsame mense. En dis wat die skrywer hier bedoel. So, luister, hy wil nie jou offer sê nie, hy wil jou hê, hy wil jou totaal en al hê, hy wil jou as die lewendige offer op die altaar hier, Romeine 12 vers 2. So, dis wat hy besig is om te sê. Man, incredible. Met ander woorde, wat hy vir hierdie Jode van hy tyd ook sê is, luister, dit het nooit oor bulle en offers en al hierdie goed gegaan, die bloed en alles. Dit het oor die hartsgesindheid van gehoorsaamheid gegaan. Dit is die essens van die saak. Dan sê hy vers 8, eers sê hy, diere en graanoffers of brandoffers of sondeoffers wou U nie hê nie, en stel U nie tevrede nie. Alhoewel hierdie offers deur die wet voorgeskryf word. Dit is soos 'n why? En dan sê hy, daarna sê hy, kyk, ek het gekom om U wil uit te voer. Hy skaf dus die eerste reëling af om dit met 'n tweede een te vervang. Die movie trailer is nou klaar. Die lusmaker van die fliek is verby. Die regte fliek het gekom. Ja. Wow. Omdat God dit so wou hê, is ons geheilig deur Jesus se liggaam wat eens en vir altyd vir ons geoffer is. Omdat God eintlik wil hê gehoorsaamheid. En ons onderwerp onsself aan Jesus, dan word ons eenkant gesit, geheilig afgesonder vir hom, en dan sê die Here, daar's hy. Nou is jou offer vir altyd betaal. Iemand moet doodgaan vir sonde. Iemand moet doodgaan vir jou sonde. Jy het 'n keuse. Of jy self kan doodgaan, of jy kan sê, Jesus, ek kies dat U asseblief in my plek moes sterf. Kan ek op grond van U dood in U glo, en dan hoef ek nie dood te gaan nie. En dan sê Vader, ja, jy snap dit, jy kan kom. Maar jy het 'n keuse. Jy kan sê, nee, wag. Ek wil eerder vir ewig sterf vir my eie sonde. Dis 'n baie stupid keuse. Dis soos Moses sê, ek stel voor jou lewe en dood. Kies lewe. Is your choices. Moenie hierdie een kies nie, kies hierdie. Maar dit is nog steeds jou keuse. Dit is nog steeds elke dag jou keuse om dit te doen. So, hierdie is vir my so belangrik, so essensieel dat ons hierdie goed moet vang. Vader, God wil ons heilig, maar dan moet 'n offer gemaak word. En ek het hier al van tevore hier gesê, van die Here moet ons betaal vir die sonde wat ons toekom is, en sonde se loon is die dood. Dood, ja.
Iemand moet dood. Ek en jy moet dood. Die enigste rede hoekom ons in die hemel kan wees, hoekom ons sittende in hemelse plekke is reeds, is omdat Christus se bloed vir ons betaal is en op grond van sy bloed ons daar kan sit. Incredible. Lekker diep, moeilike teologie, maar goed wat ons moet vang. Onthou hy sê in Hebreërs hoofstuk 6, ons is nou klaar met die melkkos. Jy is nou besig om 'n bietjie om steaks te kou. Kry jou tande reg, kou steaks. By the way, ons breek die vas Sondag saam met Lucio en Carmen. Lucio, ek sien uit daarna. Hulle gaan 'n kamera op hulle tafel hê. En dan gaan hy en die kinders en Carmen daar sit. Hulle gaan die vas breek of jou verduidelik. Ons sien met afwagting daarna uit. Maar kan ek jou een tip gee? As jy nou vas en niks eet nie, net water drink, moenie vir jou so 'n stuk steak gaar maak nie. Man, jy gaan siek word. Jou maag is nie reg vir biltong of steak nie. Is nie die regte goed om jou vas mee te breek nie. Kry vir jou lekker vrugte daai eerste aand. Moenie vetterige kos eet nie. Jy gaan vir 'n dag of 2 gaan jou maag nie lekker wees nie. So begin stelselmatig met vrugte en gaan dan so aan. So as jy jou vasbreek, moet hom nie met 'n bang breek en slap chips en Vienna's. Lucio, maak ek jou alweer lus vir slap chips? So ek ruik dit eintlik. Wees versigtig en probeer om Sondag aand konservatief jou vas te breek, maar ons gaan ons vasbreek met nagmaal. Kry nagmaal by jou huis om jou tafel reg as jou gesin saam na die erediens om die tafel. Ons gaan almal om ons eie tafel sit met 'n gedekte tafel met nagmaal en kos. En dan gaan Lucia begin preek en ons almal gaan wag tot hy vinniger preek en dan op 'n stadium dan gaan hy sê, goed, kom ons bid vir die kos en dan breek ons almal ons vas saam. Lucia, ek sien so uit daarna. Hoeveel tyd het ons nog? Ons het nog 'n paar minute. Kan ek aangaan met vers 11? Yes, ons het nog. Wil jy iets sê oor Sondag? Nee, net laat as ek vir enigiemand kan aanraai. Ja, mens kan nagmaal hou met 'n crackerbroodjie of matza of wat ook al, verseker jy kan. Of jy kan nou die ekstra myl gaan en jy bak vir jou gesin 'n broodjie. Dit klink goed. Ja, breek hom in stukke, gee vir elkeen 'n knoets. Ja, ek gaan dit doen. Ek het nie daaraan gedink nie. Lekker wyn. Ek dink nie iemand het in lockdown wyn oor nie. Ek het toevallig verlede week 'n bottel soet rooiwyn persent gekry. Ideaal vir nagmaal. En 'n lekker brood. Ek dink dis 'n baie slim plan. 'n Lekker chunk brood as ek dit vas nou breek. Jy gee my 'n goeie plan. Dankie, Lucia. Ek gaan kyk watter een van my dogters is lief genoeg vir my om 'n brood te bak. So ons het nog 7 minute. Ons kan net aanhou praat oor kos. Nee, kom ons stop. Vers 11. Onder die ou verbond staan elke priester dag vir dag op diens en bring hy oor en oor dieselfde offers wat tog nooit vir sondes kan wegneem nie. Maar ons hoëpriester het vir die sondes net een offer vir alle tye gebring en daarna op die ereplek aan die regterhand van God gaan sit. Nou wag hy daar totdat God sy vyande volledig aan hom onderwerp het. Nou kom ons stop net eers daar, want vers 14 is eintlik die hoogtepunt van hierdie hele stuk, maar ek wil net eers kom by daarna het hy op die ereplek aan die regterhand van God gaan sit. So hy het sondes vir eens en vir altyd gebring en daai prentjie is vir my so mooi, soos die hoofpriester hierdie bak bloed moes bring. Eenmal 'n jaar in die allerheiligste het Jesus hierdie bloed van homself gebring. En gesê, hier is ek Vader, direk na sy kruisiging. Dis hoekom hy vir Maria sê, moet nog nie aan my raak nie. Ek moet myself eers as 'n wyfoffer
'n eersteling offer gaan wys aan die Vader voordat ek weer kan terugkom aarde toe, voordat ek enigiets iets anders te kan doen, want ek moet eers gaan vra vir die Vader, is die offer aanneemlik. En ons weet, deel van vers 28 van hoofstuk 9 wat ons gelees het, ons sien uit na Jesus se koms, want ons weet, Vader het Jesus se offer aangeneem. Hy is tevrede met Jesus se offer. So, en hy gaan doen hy offer, en hoekom kan ek sê hy is tevrede met Jesus se offer? Want, daar staan, hy die offer gebring, en toe gaan sit. Ja. Luister, nog nooit in die geskiedenis van offers, en die geskiedenis van priesters, kon jy gaan sit het, as jy die offer klaargebring het nie. Die offer moes oor en oor gedoen word, daar was geen stoele in die tabernakel nie, want jy kon nie sit nie, jou werk was nooit klaar nie, jou werk van bokke en bulle bloed was nie klaar nie, dit het net gewys na iemand wat dit sou klaar maak, die een wat dit klaar maak kon sit. Daar's so 'n mooi beeld wat al hierdie ouens van daai tyd geken het, is, daar slawe mag nooit gesit het in hulle eienaars se huise nie, want jy werk. Ek het lank gelede uitgevind, en ons kultuurverskille tussen waar ek gewoon het, die Zulu kultuur en die Afrikaanse kultuur, as mense by my kom werk het op 'n Saterdagoggend in my tuin, dan sit hy onder my boom en wag. En ek dink, hey, jy's hier om te werk, jy kan nie nou sit nie. En hy sit uit respek vir my, want hy wil laer wees as ek. Kan jy sien hoe mis ons mekaar in die kultuurverskille? Maar die kultuurverskil van daai tyd, die kultuur van daai tyd was 'n slaaf, het staande altyd rondgehang in sy meester se huis, want, luister meester, ek is gereed, wat wil jy moet ek volgende doen? Skink vir my kos. Ok, dan skink hy vir hom kos, hy mag nie gaan sit aan die tafel nie, is nie sy plek nie. Hy het gestaan langs die tafel, dan sê hy, hoor jy gaan haal nou vir my iets om te drink. Ok, iets om te drink. En dan staan hy weer langs die tafel, dan sê hy, ok, gaan doen hierdie. Dan staan hy weer langs die, 'n slaaf mag nooit in sy meester se huis gesit het nie. By sy eie huis mag hy gesit het, maar nie by sy meester se huis nie. In die meester se huis, in die tabernakel, mag 'n priester nie gesit het nie. Hy moes diens doen die hele tyd, hy moes bedien, hy was 'n bediende in die plek van bediening die hele tyd. Maar nou kom Jesus, en hy volvoer alle bediening uit, en hy maak die slawewerk klaar, hy maak die priesterskap werk klaar, en vir die eerste keer kon 'n priester gaan sit. Vir die eerste keer kon 'n priester regmatig, onthou, daar was 'n priester wat probeer sit, het Eli, en raai wat het met hom gebeur, raai wat het met sy sitplek gebeur, sy sitplek het hom doodgemaak. Jy ken hy storie, Eli se stoel het mos agteroor geval. Ja. Want hy was nie veronderstel om te sit nie, dis nie sy plek om te sit nie, hy was nie geroep om te sit nie. Maar raai wat, ek en jy, we are seated in heavenly places. Weet jy, omdat Jesus sit ek en jy in hom. Ek en jy is sittendes, ons is nie meer staande rondhardloperindes nie. Ek weet nie of dit 'n woord is, maar ons hoef nie te hol nie. Ons sit, want ons rus in God. In Christus het ons die volheid van sy werk klaar. Man, daar's soveel in hierdie vers. Dis so wonderlik. Ons het 2 minute oor, en ek wil gou by vers 14 uitkom. Hy sê, deur sy een offer het hy al sy mense vir altyd volmaak geheilig. Waar is jou 53 vertaling? Lees hom gou vir ons in 3. Deur sy een offer het hy al sy mense, dis ek en jy, vir altyd volmaak geheilig. Het jy om vers 14? Dis die hoogtepunt vers, yes. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Het hy altyd volmaak die wat geheilig word. Moeilike sin, hè? Deur sy een offer
het hy altyd volmaak die wat nog geheilig word. Ja, maar hoor mooi wat sê hy sin in die 53. Hy sê dit eintlik so mooi reg. Hy volmaak ons en dan word ons geheilig. Wanneer word ek en jy volmaak? Met ons wedergeboorte. Hy sien ons soos volmaak. En dan begin ons heiliging. Maak dit sin? Ja. Lees weer hy vers in die 53. Want deur een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word. Die wat geheilig word. Ons is nog besig om geheilig te word, maar ons is klaar volmaak. Ja. Wow. Hy sien ons volmaak, maar ek en jy moet nog hierdie proses stap om meer en meer soos hy te word. Ja. Hier's vir jou 'n Ferrari. Kom ek gaan leer jou om te bestuur. Yes. Ja. Dis jou Ferrari. Jy moet nou nog net die bestuurder word van jou Ferrari. Verstaan jy? Jy moet nog net jy moet hom net own. Maar is klaar joune. Ja. Wow. Yes, kom ons bid saam. Here, dankie dat U ons hierdie goed so oopbreek en is so lekker om die woord te bestudeer. Here, ons het U lief met alles in ons. En as ons hierdie lees van die offer wat volmaak is en U wat 'n prys betaal in steede van ons. Dankie Jesus. Here, ek het vandag net ook vir U gesê. Jeremia 17 vers 9 tot 10 wat sê die hart is boos bo alle dinge en dan sê Jeremia maar U sal ons beloon aangaande ons hart. En ek besef, Here, ek wil eerder beloon word aangaande U bloed, aangaande U genade. Verlos my van my hart. Here, mag ek U volg. Mag ek op grond van U reinheid daar wees. Dankie dat U my volmaak, maar nog steeds heilig. Here, dis net incredible. Ons eer U Jesus. Amen. Ons lief vir julle. Bless julle. Dankie Lucia, dit was lekker saam met jou. Dit was lekker Wouter, dankie baie. Goed.